Imagine Joseph moes gewees het, dat sy broers gaan hom wil doodmaak. Imagine Joseph sou moes gewees het, geweet het, dat sy broers hom in die put sou gooi. Imagine Joseph moes geweet het, dat sy broers hom sou verkoop. Imagine Joseph moes geweet het, dat halleluja, hy sal eindig in die huis van Potifar, en dan as onskuldig aangekla word. As Joseph moes gewees het, gaan moet in die tronk opeindig, dan het Joseph al omgedraai toe sy pa hom stuur, om kos weg te vat. So die woord van Here is soos 'n lig op my pad, en het is soos 'n lamp vir my voete, en het is soos voedsel vir my siel. Halleluja! Ek sê dit is die woord van die Here. Ek dink aan 'n ou lied wat die ou mense gesing het. Ek gaan hom nie sing nie, maar hy sê, die woord van die Here, hy sê dit bly tot in ewigheid. Hy sê Christus is die woord wat aan julle verkondig word. Hy sê tot in ewigheid, tot in ewigheid. Hy sê Christus is die woord wat aan julle verkondig word. Halleluja, die woord van die Here. Bybel sê dit is soos goue appels op 'n versierde silwer skinkbord. Bybel sê so is die woord van die Here op sy tyd. En ek glo vandag, ek doubt nie vir een oomblik dat die Here hierdie dag was al by die grondlegging van hierdie aarde. Toe was hierdie dag al uiteengesit. Want het geweet dat daar gaan 'n ou broertjie met 'n maroon bytjie staan. Dis die waarheid. En 'n rygepak sê dat daar is hoop. Halleluja vir jou, halleluja. Christus Jesus is ons hoop. Halleluja. Jesus sê en op hierdie naam, dit is Jesus, sal die heidene hoop. So daar is hoop in Christus Jesus. Nou ek is hier met een doel. Prys die Here se naam. Ek weet nie wat is u expectation nie. Maar as u gekom het om 'n mens te kom sien, dan gaan u hier disappointed weggaan. Because why ek is maar niksie. Prys die Here se naam. Apostel is maar niksie. Ons is maar net servants van die Here. En ek is maar net soos 'n bosman. Die Here het gesê vandag die 29ste Junie Rygepak en gaan lewer 'n brief af en gaan sê vir Rygepak dat daar is hoop en dat die Here het hulle nog lief. Want die Bybel verklaar, Bybel sê halleluja, 'n lewendige hoop af altyd kom ek begin hier. Die Bybel sê want onderwyl iemand, dis Prediker 9 vers 4, want onderwyl iemand nog onder die lewendes is, Bybel sê dan is daar hoop. Ek gee nie om wie sê wat nie. Mense kan maar sê jy slaaf van die drugs. Mense kan maar sê die alcohol het jou klaar gemaak. Mense kan maar sê jy sal net soos jou pa opeindig. Mense kan maar sê die tronkdeure lê oop en wag vir jou. Ek sê die Bybel sê wat onderwyl iemand nog onder die lewendes is. Met ander woorde, as jy nog kan asemhale, as jy nog kan hoor, as jy nog kan sien, Bybel sê dan is daar vir jou hoop. Bybel sê wat 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. Halleluja. So ek is hier om vir die drug addict te sê dat daar is hoop vir jou. Ek is hier om vir die verkragter te sê daar is nog hoop vir jou. Ek is hier om vir die hijacker te sê daar is nog hoop vir jou. Ek is hier om vir die moordenaar te sê dat daar is nog hoop. Halleluja. Prys die Here, ek weet nie hoe preek hulle in Rygepak. Ek weet nie gooi hulle klippe na die sondaar toe nie. Maar ek staan hier 'n groot sondaar wat gered is deur genade. Ek kan niemand oordeel nie. Ek kan niemand sê hoe sleg is hulle nie, want ek self is maar net 'n slegte man wat genade by die Here kon vind het. En daarom wil ek toch vir iemand sê, halleluja, wat my stem kan hoor, u wat die Here nie ken nie. Ek wil nie sê dat die Here is lief vir jou. Die Bybel sê dit soos die. Hy sê soos Moses die koperslang in die woestyn verhoog het. Bybel sê so moet ons die seun van die mens verhoog. Hy sê hoekom? Sodat laat almal wat in hom glo, dat hulle nie verlore mag gaan nie, maar dat hulle die ewige lewe moet beerwe. Vers 16 sê van so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat almal wat aan hom glo, dat hulle nie verlore mag gaan nie, maar dat hulle die ewige lewe kan beerwe. Vers 17 sê, want die seun van die mens het nie aan hierdie ou wêreld gekom om die wêreld te veroordeel nie. Hy het nie gekom om
die wêreld te kom sê hoe sleg is hulle nie. Hy is nie gekom om vir die wêreld te sê julle sal sterwe nie, maar hy het gekom, Bybel sê so liewer daarin dat die wêreld deur hom gered mag word. So daar's nog redding. Prys die Here se naam. Gangsterisme of u wat in gangsterisme vasgevang is, ek is hier om u te sê daar's nog hoop vir jou. Lukas 15. Halleluja. As ek my boodskap 'n titel kan gee, prys die Here, apostel, dan wil ek sê 1 is equal to 99. 1 is equal to 99. Iemand staan daar en sê, wat mekeer die man, is die man mal. 99 is meer as 1. Maar ek het nie hier vir u, hy is in die economy van die wêreld. Hy is in die economy van hierdie wêreld. Maar in Christus se economy is 1 gelyk aan 99. Halleluja. Ek is net hier vir 1 mens. As dat net 1 mens moet hierdie woord hoor, dan het ek my doel, of God het sy doel dan bereik deur my. Halleluja. Ons is te geneig en ons is gewoon om die majority te choose bo die minority. Even the democratic wêreld sê majority rules, but I am here to crush that in the name of Jesus. And I'm here to say that even if there's only 1, that there is rejoice in heaven. Hallelujah. Because 1 is just as important as 99. Hallelujah. Kom ons lees. Lukas 15 sê, die gelykenisse van die afgedwaalde skape en die verlore penning. En al die tollenaars en sondars het die gewoonte gehad om na hom te kom, dis na Jesus toe, en om na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gememoreer en gesê, hierdie man ontvang sondars en eet saam met hulle. Jy sien, dis hoe die 99 redeneer. Die 99 redeneer presies soos daai. Die 99 sal sê, hey man, los hom, laat hy gaan. Ons is hier. Die 99 is daai van once saved, always saved. Die 99 is smag soos die, wat sê terwyl ek en my gesin alright is, laat die anders mag gaan. Maar ek is hier om te praat vir die minority. Ek is hier om op te staan vir die ene. Ek is hier om op te staan vir hulle wie die 99 teen gepraat het. Wat gesê het toe Jesus, omdat hulle gewoonte gehad het, dat is nou die 99 of althans die sonder sal ek sê, dis die een, die minority. Hulle het 'n gewoonte gehad om te luister. Die dierbaar is, niemand staan op, apostel, en besluit wat vandag wil ek dronk is. Dis niemand wat net op besluit om eendag op te staan en 'n gangster te word, 'n vuurwapen rond te dra en mense te loop en moor. Niemand staan op net uit die bloute en besluit skielik dat ek wil 'n drug addict wees. Ek wil ook nie ignorant is en sê daar is nie hulle wat miskien onnodig is, miskien gaan dit goed met die huis, man, wat baie geld. Nou weet hulle nie wat om te doen met die geld en nou doen hulle drugs. Maar die dierbaar is, daar is niemand wat is waar hulle is. 'n Moeder staan nie net op eendag uit die bloute en voel vandag as ek laf en ek gaan 'n prostituut word nie. Maar daar is sekere dinge wat mense stoot, wat mense push om sekere dinge te doen. Prys hier, ek dink as ons moet baie van die prostitutes kan sit en net vir hulle oorgee en te luister, dan gaan ons uitvind dat hierdie vrou het kinders wat sy moet na omsien. Sy het kinders wat moet eet, sy het kinders wat moet skool gaan. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek keer dit nie goed, ek sê nie dis reg nie. Maar wat ek vir jy wil sê, niemand besluit net om sonde te doen en te voel dat hulle gaan hulle lewe vergooi nie. Maar daar is sekere aspekte in die lewe, sekere disappointments wat iemand experienced het, and because of the experience, it pushed them to be where they are. Maar die Bybel sê die type mense, wat allemaal afgeskryf het, wat allemaal nie wou saam mee gewees het,
of saam jy gesit of geëet en drink het nie. The rejected ones, they were the ones that loved together around Jesus. Hoor ek, kom ek sê dit weer. Die Bybel sê, dat as hier die sondaars en die tollenaars gaan lees die skrif. Bybel sê, hulle het 'n gewoonte gehad om na Jesus te kom en by hom te sit en te luister wat hy te sê het. Jy skryf die sondaar af, die sondaar is lief vir die Here. Jy skryf die ongediens wat sonde doen af, maar hulle is lief vir die Here. En die Bybel sê, die skrifgeleerdes paste, hulle word kwaad en hulle skinder onder mekaar en hulle praat onder mekaar en hulle sê, hey, kyk, hy gaan ook by die sondaars in. Hy sit ook saam met die sondaars. Hy sit ook saam met die tollenaars en het vir hulle 'n probleem geraak. Halleluja. Prys die Here. Mense wat nie die Here dien, kan nie vir ons 'n probleem raak nie. Dit maak nie saak hoe ver as hulle nie my broer. Hulle kan nie vir ons 'n probleem raak nie. Bybel sê, en as jou broer nie 'n sonde gedoen het, van tot die dood toe as hy, Bybel sê, dan moet ons bid vir hom. Halleluja. Prys die Here se naam. Ek is hier om te praat, dierbares. Ek gee nie om of jy nou saamstem, of jy nou nie saamstem nie. Maar ek is hier om vir 'n sondaar te sê, dat is hoop vir jou. Ek is hier om vir 'n sondaar te sê, dat die Here het jou lief. Ek is hier om vir 'n sondaar te sê, dat dieselfde God wat my lewe verander het, kan jou lewe ook verander, as jy hom net 'n kans gee. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, wat 'n man onder julle, wat 100 skape het, en een verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan, en gaan agter die een, wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar, en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry, wat verlore was. Kom ons gee die Here prys. Halleluja. Die Here is op soek na verlore skaap. Die Here is op soek na 'n verlore siel. Die Here is op soek na iemand wat die Here nie ken nie. En die Here wil jou help. Apostel Appies. Die Bybel sê, en daar was 'n man met die naam van Zacchaeus. Bybel sê, hy was baie kort, net soos ek. En die Bybel sê, hy het gehoor en geweet, dat Jesus sou verbygaan. Maar die Bybel sê, weens sy gestalte, hardloop hy vooruit, en hy spring in 'n wilde vye boom, en hy klim op die boom, omdat hy Jesus wou sien. Halleluja. Halleluja. Bybel beskryf van, Bybel sê, Zacchaeus was die hoof van die tollenaars. Ek het mos nou vir u gelees, dat die tollenaars en die sondaars het 'n gewoonte gehad, om by Jesus, na Jesus toe te kom. So kan u sien, ons het die rede om 'n sondaar te judge nie, because die sondaars is lief vir die Here. Hulle is maar net gechallenge met iets, wat hulle vashou. Ek onthou in my tyd, toe ek gedrink het, Pastor Kok, as ek gedrink het, nommer 1, ek was die, ek wil amper sê, ek gaan maar praat, soos ek wil praat, dit is my getuienis. Ek was 'n drankvraat. Met ander woorde, ek was uitgevreet vir drank. As ons gedrink het, dan het ek op die kas gesit. By the way, as ons gekom het, ek haal die minste uit, maar ek is die skinker. Ek haal die minste uit, maar ek is die skinker. En ek sit op die kruit, en ek maak seker, apostel, dat wanneer 'n bottel uitgaan, voordat die tweede bier uitkom, moet die eerste bottel eerst terugkom. En as hy terugkom, voordat ek die ander ene uithaal, dan kyk ek die leë bottel, en as die bottel nog skuim in het, dan suig ek eerst die skuim uit, voordat ek die ander ene uithaal. Kan jy hoor wat sê ek? Ek was 'n drankvraat, uitgevreet vir drank. Halleluja. Prys die Here se naam. Maar weet jy, ek het so gedrink,
dat ek later van tyd Lieke Flames gekry het. Halleluja. Wie weet waarvan ek praat? Halleluja. Kry die mense nie weer Lieke Flames vandag nie. Het die alcohol dan nou so swak geword. Halleluja. Prys die Here se naam. En as hulle my vra wat gaan dan, hoekom lyk jou gesig so? Dan sê ek vir hulle, in ons familie, as daar iemand swanger is, dan draai ek die Mademax. So die duivel ons beet gehad. Jy sal alles probeer en alles doen en alles sê om net nie te wil erken dat jy het die Here nodig het. Prys die Here. En sy gees gaan klim aan die vrye boom. En Jesus gaan daar verby. En Jesus sê vir hom, sy gees, jy sal moet afklim. Halleluja. Ek wil vir iemand sê wat daar bo op die boonste flat is, jy sal moet afkom na die open lig toe. Want die Here is nou hier. En die Here wil jou nou red. Die Here wil jou nou 'n oplossing gee. Die Here wil jou nou help. My vrou die son het gaan sak. Halleluja. Prys die Here se naam. En die Here sê sy gees jy sal moet afkom. Hy sê van vandag. Hy sê van vandag. Hy sê van vandag. Het daar redding vir hierdie huis gekom. Reichenbach Flats. Das is your moment. Reichenbach Flats. Vandag is jou dag. Vandag het daar redding gekom. Jesus hang op die kruis. Tollenaar of althans 'n rower en ook 'n moordenaar aan albei kante. En die een spot met Jesus. En hy sê vir Jesus, luister man, as jy regtig waar die God is, of as jy die seun van God is, hy sê red jouself van die kruis af. En red dan vir ons ook. Maar die ander ene draai om en hy bestraf die ander ene. Hy sê ons is skuldig. Ons deserve, ons verdien dit wat ons nou hier kry. Maar hier die man Jesus, onskuldig. En Jesus draai na en hy sê vir Jesus, Jesus onthou my as jy in die paradys kom. En Jesus draai om. En Jesus sê vir hom vandag. Ek sê vandag. Ek sê vandag. Sê vir iemand vandag. Sê vir iemand vandag. Kom aan, sê vir iemand vandag. Hy sê vandag sal jy saam met my in die paradys. Kyk hoe powerful is hy. Imagine uit die drankwater in die paradys. Uit die drankhuis in die paradys. Aan gangsterism binne in die paradys. Ek kan sien om iemand te sê vandag as jou dag. Vandag as jou dag. Moenie huiwerie. Moenie twee dink of op twee gedagtes hinker. Because dit kan gebeur net so. Halleluja. En 'n oomblik se tyd uit die drank binne in die hemel. Uit die drugs binne in die hemel. Uit gangsterism binne in die hemel. Die 99 sal nie saamstem met hy nie. Because hy die 99 voel hulle ou in die hemel. Hulle voel nie hoe kan hy nou net kom. Hy kom nou net na die Here. Hoe kan hy voor my by die Here? Ek sê ek is nie van hy een man. Die 99 sal jy sê wat te werke. Gaan jy het om te wys as jy nou na die Here toe kom en jy sterf. Daar is God se hemel. Die 99 hulle sal soos hy smaak. Hulle voel dat die Here behoort. Hulle voel dat jy moet 'n sekere klere dra het voordat jy die Here kan dien. Hulle voel jy moet 'n sekere amount geld het voor jy die Here voel. Die 99 voel jy moet 'n sekere kar ry voordat jy 'n pastoor kan wees. Dit is hoe die 99 voel. Maar die Here sê vandag. Ek sê die Here sê vandag. Ek sê die Here sê vandag. Ek sê die Here sê vandag. Het daar redding gekom. Ek sluit af. Pastor. Die Here hou nie aan berekening met 'n totaal nie. Die Here hou nie aan berekening met 'n crowd of met 'n amount nie. Maar die Here, dis kos vir iemand. Die Here hou aan berekening met 'n siel. Ek weet nie hoor wat ek sê nie. Die Here hou nie aan berekening met nommers nie. Because 99
En onze ekonomie is meer as 1. So ek sal liewer laat die R1 gaan, dan hou ek die 99, kom ek praat miljoene man. Halleluja, ek sal maar liewer die 99 miljoen hou, en die 1 miljoen laat gaan, because 99 miljoen is meer, kan jy sien, die economy van die Here werk anders. Die Here hou nie in berekening met syfers en met nommers nie, maar die Here hou in berekening met 'n siel. So lank as wat daar 'n siel is, wat verlore is, kan die Here gaan, en hy kan die siel gaan red, en agter dit gaan, at any cost. Al meen dat hy moet maar nou iemand uit Eldorado pak uitbring, want ja, jy het te gewoon geraak vir hulle en ry gepak. Al beteken dit dat die Here roep iemand om 'n paar kilos te ry, om vir ry gepak te kom sê daar is hoop, dan sal die Here dit doen. He saves a soul at any cost. It doesn't matter what amount or what it cost, but a soul is but important in the sight of the Lord. Die ekonomie van die Here, 1, is net so belangrik as 99. Halleluja, 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 halleluja. 1 is net so belangrik as die 99. En terwyl nou in die ancient times, prys die Here, die nommer 100, halleluja, het 'n trop geverteenwoordig. Hoor die keer wat ek sê, 'n trop skape paste bestaan uit 100 skape. So wanneer daar 1 skaap kort is, dan kan jy nie weer sê 'n trop skape nie, because hy 'n trop bestaan uit 100 skape. So kan jy sien hoe belangrik is hy 1. Die oomblik wanneer hy 1 agter gesit word, die oomblik wanneer hy 1 aandag gegee word, die oomblik wanneer hy agter die 1 aangaan, dan maak hy 'n verskil. Dan bring hy 'n ander dimension in die groep, van wat hy, hoor jy wat ek sê? Dit was eers 2 syfers, 99, maar wanneer die 1 kom en maak hy dit 3 syfers, 100. So 1 is ook belangrik, soos wat die 99 is. Halleluja. En toe die 1 verlore is, toe realize die herder, dat sonder die 1 skaap, dan is ek onvolledig. Halleluja. Dan is ek soos 'n man wat sy vrou verloor het. Dan is ek soos 'n vrou wat 'n man verloor het. Dan is ek soos 'n parent wat 'n kind verloor het of afgestaan het aan die dood. Ek ken hy gevoel, het voel asof 'n stuk vlees weggeruk is. En dit is hoe God voel oor 'n siel wat verlore is. Al is daar 99 skape wat by mekaar is. God sien dit goed om hulle in die woestyn agter te laat. Prys die Here, en te gaan soek vir ene. Sê vir iemand, 1 is equal to 99. 1 is just as important as the 99. And even if it means that today's message or open air was only but for 1 soul, then it was worth it. I'm closing for a second time, want ons sluit ons 3 keer. Hallelujah. I'm closing for the second time. That's it's powerful. In Lucas 15. Die begin van Lucas 15, speelman van die Here. Hallelujah. Lucas 15. 'n sondaars wat gekom het. En anders skrifgeleerdes wat kwaad geword het. En Jesus kom en Jesus moet die ding deurdruk. Hy moet die ding deurpush. Halleluja. En hy moet hulle laat die ding verstaan. Hy kom en hy verduidelik aan hulle van die skaap. Lyk my dit dring nog nie deur nie. Toe kom hy toe sê, weer as aan 'n vrou wat ook 'n 1 talent verloor het en sy het almal uitgesit en gesoek vir die 1 talent. En toe sy dit gekry het, toe welkom sy toe roep sy hulle weer almal. Prys die Here, so 2 dinge verlore. Dan sluit eindig hy af met die verlore seun. Die verlore seun het ook alles gehad.
alles gevat, alles gaan verkoos, alles gaan vernietig, alles gaan prysgee, totdat jy op 'n plek gekom het waar jy alles verloor het. Het jy al so alles verloor dat jy begin met jouself praat? Wie weet waarvan ek praat? Halleluja! Pastor Kwak, die omstandighede van hierdie man was so erg, dat hierdie man het alreeds begin met homself praat. Gaan lees die skrif. Hy het met homself gepraat. Jy sien wat so wonderlik is. Die Bybel sê, pastor, dat by die verlore seun se gedagte, Bybel sê die plek waar hy was daar hongersnood. Daar was hongersnood. Bybel sê hy was so honger, dat hy maar net verlang het. Nie soos ander pastore sê, hy het geëet, hy het nie geëet nie. Hy het maar net verlang, om te geëer het sou even beneficial vir hom gewees het. Maar dit was so erg vir hom, dat hy nie eens dit gehad het nie. Nou wil ek jy moet mooi verstaan, ek weet nie as ek mal, of verstaan ek, julle gaan my nou reg help. Ek gee julle die reg om my reg te help, of vat die my kan help julle my reg. Hy is aan 'n plek, waar daar hongersnood is. Maar as vark aan die vlees om te eet nie. Jy willingly ek hou nie, ons weet julle eet vark. Escort ken julle, wat is dit Enterprise? Of wat? Is dat net hier by julle, die depots dan hier by julle? Halleluja, so vark is ook iets wat, jy kan het eet. Kom julle eet gem in Christmas, maar moet julle toch nie so heilig hou nie. Bybel sê eet alles wat in die slaghuis gekoop, vark word ook in die slaghuis verkoop. Petrus was gesê, toe hy nog sê van die gespriste klauwe, toe sê die Here slag en eet. Alles wat ek rein beskou, mag niemand as onrein beskou nie. So ek persoonlik, ek eet vark. As daar nog pastore wat teen vark preek, sorry, want ek eet vark. So daar was varke, maar as hongersnood. Maak hy sin, om nie nog eens ver te gaan nie, das hongersnood, maar die varke het kos om te eet. So wat gebeur is, wanneer die Here jou wil, by jou uitkom, almal sal alles het, maar net jy sal sukkel. Jy sal die gawes, al die gifts, al die kos, en alles, die plan sal hier om jou is, maar dan sal jy dit nie sien nie, van die Here het 'n regsaak aan met jou. Die verlore seun is tussen kos. Hy is by varke, om werk is om varke kos te gee, in 'n tyd van hongersnood. Vark homself is aan kos. Halleluja. Hy is nog bevoorreg om 'n job te kry, in 'n plek waar daar hongersnood is. Maar wanneer die Here 'n plan met jou lewe het, alles sal vir almal uitwerk, maar vir jou sal dit nie uitwerk nie. En die verlore seun praat met homself, hy sê ek sal opstaan. Hy sê ek sal opstaan. Ek soek 'n paar mal mense wat met hulle self kan praat. Die lewe het jou so gedruk. Die lewe het jou so gebedruk, dat jy begin met jou sê, hey, ek is hier om met sulke mense te praat, dat jy het al oral alles geprobeer, om net te help, of ook jouself te kan help. Maar jy het op 'n plek gekom, waar jy praat met jouself. Die lewe het jou so erg leed aangedoen, dat jy begin met jouself praat het. Halleluja. En hy sê vir homself, ek sal opstaan. Ek is hier om vir rygepak te sê, dit is tyd, dat jy moet opstaan. Staan op en word verlig, dat die heerlikheid van die Here oor julle skyn. Ja, rygepak, bende hoef nie oor te vat, jong man hoef nie mekaar dood te skiet, en uit te roei met die kan nie. Al wat ons moet doen is moet opstaan. Ek sê ons moet opstaan. Ek sê ons moet opstaan. Die Here wil hê ons moet opstaan. Staan op uit jou ellende uit. Staan op uit die stof uit. En kom na die oplossing toe. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. Die Bybel roep hom die Alpha. Die Bybel roep hom die Omega. Die Bybel roep hom die begin. Die Bybel roep hom die einde. Die Bybel sê dat sal 'n takkie uitsprei uit die stam van Isaia. Bybel sê sy nood sal vrug dra. Sy naam is Jesus.
rotsvesting. Hy is ons bergvesting. Hy is ons toevlug. Hy is ons skuilplek. Hy is die minder van ons siele. Die lied sê, hy is die ene wat ek lief het in die môre. Hy is die ene wat ek lief het in die aand. Hy is die ene in die môre skemer. Hy is die, jy weet die mense wat wie ek praat. Ek praat van Jesus. Ek praat van hom wat gister, van hom wat vandag, van hom wat tot in alle ewigheid dieselfde is. Bybel sê, en sy sal is seënbaar. En julle moet hom Jesus noem, want dit is hy. En weet die verlore seun besluit om op te staan. En hy sê, gaan terug gaan na my vader toe. One is important. One is important. Nou is nou my final klaar, maar nou maak ek nou klaar. En maar kok, hy sê, ek sal opstaan. En hy gaan, maar sy pa wag hom al van ver af. Maar dis wat ek wil oor praat. Die wag en hy, die ring vir die vinger, hy is alles mooi. Ek is lief vir dit. Maar die Bybel sê, dat is 'n broer. Die broer vir sien dat hy kom terug. Toe raak die broer bevoor. Toe raak die broer kwaad. Regepak maak bietjie iemand kwaad hier op te staan, man. Hoor jy, dat mense wat bly is om te sien jy sukkel. Dat mense wat bly is vrou om te sien jou man maak jou dom. Dat mense wat bly is om te sien jy trek swaar. Maar ek wil iemand vandag 'n tip gee. Maak hulle kwaad hier op te staan. Maak hulle kwaad hier op te staan. Maak hulle kwaad hier op te staan. Die broer opstaan. Die broer opstaan. En toe raak sy ander broer kwaad. Wil jy nie iemand kwaad maak en Regepak? Shabit kwaad, wil jy nie iemand kwaad maak hier op te staan? Draak jy niet, wil jy nie iemand kwaad maak hier op te staan? Ai man, wat jy moet doen is jy moet net opstaan. Halleluja. Wanneer jy jy sien wanneer jy bly lê, dan sal hy bly. Die broer was bly. Die broer het sy taak kwaai uitgevoer. Terwyl hy nog van die werk afkom, die pa se werk gaan doen. Toe hy hoor sy broer teruggekom, toe raak hy kwaad. Almal is bly wanneer jy lê. Almal is bly moeder wanneer die kinders op drugs is. Almal is bly wanneer jou huis deurmekaar is. Maar as jy besluit om op te staan, as jy besluit om op te staan, maak vierige kwal op hulle hoofde. Kill them with kindness and arise and shine. En luister, ek sluit toe af. Here, is so lekker Regepak. Ek wens ons kan maar tent hier op sit. En net hier so bly. Halleluja. En apostel, die verlore seun se broer word kwaad. En hy sê, ja pa, ek is dan al die tyd hier by jou. Ek is dan al die tyd hier. Maar jy het nog nooit eens vir my net 'n bokkie gegee, of 'n skapie, om net ook saam met my chommies en my vriende bly te kan wees. Maar nou kom hy wat alles gaan verloor het. Hy wat verlore is. Hy wat die een is wat verlore gegaan het. En nou al jy die vetgemaakte kalf uit. Ek het vanoggend gesê, die vetgemaakte kalf was daar vir spesiale occasions. Hy was spesiale kos gevoer en hy was vet gehou. Hy mag nooit maar geword het. Hy mag nooit siek geword het. Hy het spesiale sorg gekry. Because hy was net om uit te kom, om gebruik te word, om geslag te word vir 'n special occasion. And what special occasion? If a lost soul come to the repentance of Christ. Hallelujah. Hallelujah. What a special occasion. If a lost soul come to repentance. It qualifies for the special calf to be taken out and to be slaughtered. Because we need to feast. Because a lost soul came to repentance. En die broer word kwaad. En die pa sê vir hom, hoekom word jy kwaad? Alles wat aan myne gewees het was anyway joune. Hy sê eintlik vir hom, het jy ook die vetgemaakte kalf uitgehaal. So ek jou toegelaat het, because dit was wat myne is ook joune. Nou luister gou hierop, luister vinnig. In 'n wil,
nasa a wall ay kasatisfy.